Welkom terug. Nou, Linda van Kopenhagen kuier vanoggend by ons en ons gesels soos 'n gannet van onderwyseres na haar opera talente uit te leef vandag. En ook terug is in die land met 'n splinternuwe vertonings. Goeiemôre. Goeiemôre. Baie dankie dat ek hier by julle kan sit en Afrikaans praat. Dis vir my regtig 'n voorreg. Ja. Ons is baie bly dat jy hier Afrikaans kan praat by ons. Dit is so 'n interessante storie wat jy het oor jou loopbaan van onderwys, swat en sielkunde en jy weet 'n hoërskoolonderwyser was en toe besluit het, maar weet jy wat? Jy gaan jou drome najaag van opera sangeres word. Vertel vir ons 'n bietjie daai oorgang van dit. Ja, dit het eintlik in 'n paar stappe gebeur, maar ek dink wat regtig my die besluit laat neem het om na 'n land te gaan wat baie koud is, waar hulle Duits praat en waar ek geen idee het wat ek gaan doen noodwendig nie, was toe ek in Suid-Afrika die enigste klassieke musiekkompetisie gewen het. Daar's 'n sangafdeling en ek het hom gewen. En ek het toe gedink, wat nou? Nou weet ek nie wat my volgende doelwit nie. Ja. En my sangonderwyseres wat self in Europa 'n lang tyd gesing het, Emma Renzi, en ook in La Scala het sy vir 2 dekades gesing, het vir my gesê, ongelukkig, as ek 'n volgende doelwit gaan wil hê, wat 'n stappie hoër is, dan moet ek Duitsland toe gaan. En ek vra toe, hoekom Duitsland? En sy was reg, toe sy vir my vertel het, want Duitsland het 'n ongelooflike kultuur vir klassieke musiek. Ek wil amper sê klassieke musiek is die populairste musiekindustrie in die Duitssprekende lande. Ja. Dis merkwaardig. Ja. Maar natuurlik as 'n mens nou in opera ingaan, in klassieke musiek ingaan, dan het 'n mens geen ander keuse as om te gaan waar dit kultureel 'n gewilde vorm of genre is nie. Ja. Jy het jare en jare spandeer nou al in Duitsland. Jy het die leertjie geklim van onder af, jy het jou loopbaan net gefloreer. Jy het soveel opera rolle vertolk. Ja. Watse rolle sal jou bybly? Want jy's nie sommer hier jy opera sangeres nie. Mense het dit so al genoem. Jy's nogal merkwaardig. Watse opera rolle sal jou bybly van die verlede as jy moet dink daai tyd, daai enetjie, daai een en hierdie een? Ja, daar is so 'n paar definitief wat ek ook graag weer sal wil sing. So 'n opera, 'n Italiaanse opera van Giuseppe Verdi, Rigoletto, het ek die rol van Gilda vertolk. Nou dis sy dogter en die arme dogter word deur haar pa weggesteek want die pa het mos 'n boggelruggie. Is die persoon in die opera wat eintlik nou uitgeroei wil word. En nou teiken hulle sy dogter. Dis reg. Maar die hele verhaal rondom die dogter is vir my verskriklik pragtig want sy is basies die held op die ou end in die verhaal. Sy offer haar lewe op die onskuldige opoffering. Dis reg. En die rede hoekom hierdie rol altyd by my sal bly en een van my gunsteling rolle ooit was is van die musiek soos wat Verdi dit gekomponeer het en die emosies wat die karakter ervaar. Dit is so perfek by mekaar. Dit pas so mooi. Dis baie moeilik om nie reg te kan sing nie amper as ek dit so kan stel want dit as jy dit voel. Ja. Want jy kan dit regtig voel. Ja. Ja. En die direkte uitdrukking van die emosie in die musiek, dis baie naby. Ja, party operas is nie so nie. Dit voel so mens moet baie dink voordat jy die regte emosie kan uitdruk. Ligte musiek en opera, daar's die grootste verskil daar vir my is fisies amper. Ja. As 'n mens dit moet sing. Ja. Daar's fisies jou lyf werk homself oor 'n mik om opera verbaal uit te kry, die klank uit te kry. Daar's soveel meer, ek wil al sê mechanics wat aan die gang is vir 'n klassieke sanger as wat daar is vir 'n ligte musieksanger. Ek sê nie ligte musiek is sleg nie. Daar's 'n plek vir alles. Maar wat dis dalk ook 'n element nê wat die emosie spesifiek van 'n Italiaanse opera so aan 'n mens raak as jou lyf so ten volle in die hele ding moet inwees om die klank uit te kry. Absoluut. En ek wil amper sê dit is juis die rede hoekom ek opera gekies het in plaas van ligte musiek. Vir daai verskriklike fisiese ervaring. Dis baie terapeuties ook want dit voel soos of ek die note uit my tone uit moet trek of ek meen ons met ons longe oplyn. Ek is nou nie
ek het nie so 'n borskas nie. So ek moet regtig my longe oplei om daai lang lyne te kan dra en ek haal die onderuit en dit is baie bevredigend om so te kan sing. Ek voel Sonder 'n mikrofoon. Sonder 'n mikrofoon, so die meganiese aspek wat jy genoem het, moet ek basies 'n mikrofoon vervang. Ek moet bo-oor 'n orkes kan trek in 'n groot saal van honderde sitplekke en daai orkeste is nie klein nie. Dit is tussen 10 en 110 afhangende van die spesifieke werk. Maar ja, en ek geniet daai fisiese ervaring. Dit voel soos ek my volle krag kan gebruik. En veral as 'n vrou. Ons word dikwels nie aangemoedig om ons volle vroulikheid te gebruik nie, maar as mens opera sing, is dit presies wat ek moet doen. Ja. Vertel ons van Heimwee, want dit is jou debuutalbum. Heimwee. En dit is 'n CD. Ons is heeltemal verbaas om te sien 'n CD. Kan ek vir julle wys, daar's nog 'n boekie en fotootjies en 'n storie. Dit is so lekker. Hoekom het jy besluit op 'n CD? Want in alle eerlikheid in Duitsland doen hulle dit nog so. Regtig? Ja. Ek's mal daaroor. Hulle produseer almal nog CD's en albums. Dis wonderlik. Juis in die klassieke musiekindustrie, dit word ook gesien as, hoe kan ek dit beskryf, soos iets kultureel wat hulle wil bewaar. Ja. Amper soos wat jy nou sal dink aan boeke wat jy in 'n biblioteek wil bewaar. So hierdie gaan ook eendag sy ou plekkietjie en 'n argiefietjie kry. Dis fantasties. Ja, ek dink dit is wonderlik. Ek het self nie besef hoe uniek dit amper nog is nie, want toe hulle dit wou kom versprei in Suid-Afrika, toe het hulle vreeslik navorsing gedoen my labeltjie, sien, my klassieke musieklabel, en hulle sê toe, Linda, waar gaan ons jou CD pak? Ek sê nee, ek kan julle nie help nie. Dit ja, dit was nogal 'n onaangename verrassing eintlik op 'n manier om te besef dat dit so vinnig gegaan, tegnologie. Ja. Linda, maar jy's ook hierso in Suid-Afrika vir 'n paar konserte optredes. Vertel ons gou daarvan. So, dit is juis as gevolg van my heimwee. En ek het my konserte ook heimwee genoem na my album. Ek gaan van die liedere op die album ook sing en 'n paar ekstra. Die 6de Julie, dis volgende Sondag, 3 uur, in 'n pragtige ou herehuis. Dit laat my dink aan soos 'n villa in Duitsland. Alles is antiek. Dit is 'n perfekte plek vir sulke musiek in Parktown. Okay. Northwoods House. Dis reg, Northwoods House. It sounds very like this. It's a lovely. En dan jy by Theatre on the Square ook. Ja, die 25ste Julie. 25 Ja. So, ek hoop 'n paar Suid-Afrikaners sal kom en kom luister na hoekom het ek heimwee. Ek leef tog my droom uit in Duitsland, maar selfs al doen ek presies wat ek graag wil doen, ek dink Suid-Afrika en veral Afrikaans, om Afrikaans te kan praat, dit bly in 'n mens se bloed en mens kan wese en jou vesel. Absoluut. En dis vir my belangrik geweest om iets daarvan vas te vang. En ek wil dit ook graag terugbring huis toe. Ook om almal hier te herinner dat dit is eintlik 'n wonderlike plek. Waar ons woon en waar ek ook groot geword het. Absoluut. Linda, baie dankie vir die saamkuier. Geluk met die debuutalbum. Dit is wonderlik. Baie dankie. En ook lekker aan die om te vat. dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie aan julle ook. Bly geskakel, hier is 'n musiekvideo nou van Linda.